op Mannedag, ons wil nie sê papas nie, want ons is baie sensitief oor, want ons weet, ons klomp papas wat baie graag papas wil wees, en so daarom is ons daarom eer ons alle man, of jy nou so is, en of jy nou so is, ons eer jou vermoede. Baie dankie dat jy papa is, dankie dat jy jou mense kerk toe bring. Dankie dat jy vandag hier is, saam met jou gesin, en sê luister hier, ons gaan kerk toe kom. Dit is 'n interessante artikel wat ek lees dat, statistiek dat ek dink dat 85% as 'n man besluit maak in die huis om te sê hy gaan die Here dien, dan volg die hele trek. Dan volg gewoonlik almal en generasies daarna om met 'n pad te opstaan. So dankie vir elke pa, dankie vir elke man wat vermoed is. Ons waardeer julle ongelooflik baie. Ek het verlede week gemis, as julle my gemis het, julle gewonder dat ek was nie verlede week hier nie. Alright, so ek het julle verskriklik gemis. Ek was in Randfontein, ek het so 'n bietjie dadelik. Ons het twee gemeentes vir ons wat nie is, alright, ons het 'n gemeente hier presies. Nou kopie en paste ons presies wat ons hier doen in Randfontein. So ek was so 'n bietjie daar, ek het daar gaan kuier en die Here is wonderlik op ons kerk. Die Here is wonderlik aan Randfontein. Ons groei ongelooflik goed en die Here is baie goed en ons maak mense vry daar. Jy weet daar in Randfontein, maar ons het hier die slaammasjien in Randfontein gekry en dan die slaammasjien kan dit nie hou nie. Ja. Ons het wel hulle super siek hoe dan so Lisa is op pad al Reino preek verloor dieselfde preek daar, so hy is op pad om die boodskap daar te doen. So baie dankie dat jy is. Ons is nie, as jy vanmôre vir die eerste keer ons kerk is, dis hoe ons kerk gewoonlik gaan. Ons sonmasjiene as ons instap en ons sê hallo, dis musiek en dis rook en dis ligte, maar dis ons kerk. Ons is hier vir Jesus. Ons sal altyd as mense groot goed is vir ander mense kan doen, as mense groot goed vir Bobby van Jaarsveld kan doen, as mense groot goed vir ons ou Brendan Piper kan doen, dan kan ons dan ook so iets groot doen vir Jesus. Alright, dan gaan ons groot doen. So dis hoe ons hier is en dis hoe ons dit doen. Okay, ek is nie vermoede nie, as jy vermoede nie is, dis wat ons in ons kerk doen. Ons wil net hê jy moet God ken. That's about that. So wat ek wil hê. As jy jou hart vir die Here gegee het, dan is ons besig om te wen. En dan wil ek hier met anders begin loop, dan wil daai nuwe wyn van jou moet begin uitvloei. Ons doen dit gewoonlik in saakgroepe. Raai as jy nog nie in 'n saakgroep is nie, raai jy aan, raak betrokke in 'n saakgroep. Ontraai jy dit net vir 6 weke en dan na die tyd besluit jy wil nie meer nie. Vir 6 weke in saakgroep, gaan jy nou sien dat jy jou hele lewe verander. Eers skielik in 'n kleiner groepie te wees en mense wat jou omgee, mense wat ook vir jou lief is. Dis great. En dan op die einde wil jy net jou gawe ontdek. God elke nuwe een van julle gemaak met 'n spesifieke talent en 'n gawe. Dan word seker goed in hierdie kerk nie gedoen nie omdat jy nog nie opgestaan het en my gesê jy kan dit doen nie. So, en ek wag al voor dat wag jy opstaan. Ek gaan dit doen nie, wag dat jy opstaan voor. Alright, maar Efesiërs 3 vers nee, ek weet nie daar nie. Efesiërs is dit ja. Staan daar iewers staan, het hy apostels en priesters en profete en leraars almal opgerig to equip the people to do the ministry. Nie ek nie, julle met die ministry. Ons help. Dis nie net ek nie, ons is 'n span hierso. Alright? Mooi. Ons is 'n span hierso. Okay? Ons is 'n span hierso. En daarom wil jy met ons my help. Ons seker goed dat ek nie goed is nie, maar seker goed dat jy briljant is. Help my. Dan kan die kerk groter word. Ons kan nog meer mense hê. En dan op die ouene om 'n verskil te maak. Okay. Amen, maar sê ek vermoed op die woord nie. Alraai, dis nie ek nie. Ons is bevoorreg in hierdie gemeente om 'n paar wonderlike kommunikeerders te hê. So dis nie ek nie. Alraai, ek het weer afgevat, kan julle glo. Ek beplan my aftredeplan. Alraai, so verlede week was dit Reino. Hierdie week is dit Janika wat vir ons iets gaan doen en dan so ek is baie naby. Ek wag net my boekkaartjie en dan gaan ek en Alicia Mauritius toe en dan kan julle kerk gaan hierso. Ek gaan nêrens heen nie. Alraai. Way te veel en nog 'n paar kerke wat ek graag wil plant. So okay. So ek sien vanmôre hier in Janika waar jy nie weg hoor. Hier, dog jy kry weg en net sê luister ek kan praat jy wil. Ek kan Alraai. So Janika se môre aan die woord. Janika, ons eer jou. Dankie vir jou liefde, dankie vir jou hart. Dankie dat jy heil vir mense, dankie dat jy berading doen vir mense, dankie dat jy vanmôre die woord gaan kom gee. Ons is baie lief vir jou in hierdie gemeente en ons almal sien jou maar meeste van die tyd. Julle sien my minder, hulle sien jou meer. Alraai, so hulle is baie opgewonde. Boa as hy lekker is nie. Alraai. En as hy lekker is, cheerful en dan as jy wil mou na die tyd. Nou nie, okay. Dan sê jy nee. Okay, so Janika ons is baie lief vir jou, okay. Yes. Goeiemôre in Victory Kerk, wat 'n voorreg is dit om vandag hier vir julle te staan. Vir al ons nuwe mense, julle is ons VIP's, julle is vir ons baie belangrik. Voor jou stoel is daar 'n groen stoelsak. In die stoelsak is daar 'n bordjie. Vul hom asseblief vir ons in. Ons wil vir jou 5 boodskappe stuur. Ons wil regtig 'n pad saam met jou stap. Ons eerste stap is ken God. Ons tweede stap is vind jou vryheid. Ons derde stap is ontdek jouself en ons vierde stap is
maak 'n verskil. Dit is regtig ons visie en ons missie en ons wil hê julle almal moet 'n goeie verhouding met God hê en dit is vir ons ongelooflik belangrik. Dit is vir my 'n baie groot voorreg om vanoggend die verhoog te deel. Baie dankie pastoor Erik en Alicia vir julle harde werk, vir julle leiding, vir julle liefde, vir julle omgee. Dankie dat ek en my gesin 'n kerk kan hê wat ons huis kan noem. Dankie dat ons 'n huis kan hê wat ons kerk kan noem. Dankie aan my man en my kinders wat my deel met die kerk en saam met my help en saam met my motiveer en saam met my hierdie journey aanpak. Dit is regtig wonderlik om julle aan my sy te hê. Ek waardeer julle ongelooflik baie en ek koester julle in my hart. Dankie vir die band. Al is dit nie nou nie, hulle het vanoggend verskriklik mooi gesing en ek kon voel hoe die Gees my hart aanraak en hoe ek net rustigheid vind by die Here. So dankie vir julle stemme wat julle vir ons gee en dat julle sing en dat julle instrumente speel. Dit is ongelooflik fantasties. Dan het ons in week 1 gehoor, pastoor Erik se preek was, die deeltjie wat ek huis toe gevat het was, toe hy sy foon misplaas het en hy sê, waar is my foon? En hy tik op sy horlosie en sy foon, soek sy horlosie en sy foon gaan toe nou, of sy horlosie soek sy foon en sy foon gaan, I'm here, en toe het hy sy foon in sy bed opgemaak. En hy het die voorbeeld gebruik om te sê, dit is wat die Heilige Gees vir ons sê. Die Heilige Gees laat weet ons dat hy is hier, maar partykeer maak ons die Heilige Gees in die bed op en ons vergeet van hom. In week 2 het Reino gekom en hy het vir ons vertel dat die Here wil hê ons moet met hom praat, of die Heilige Gees wil hê ons moet met hom kommunikeer en hy het so mooi hierso kom sit op die verhoog en ons het saam gesing en dit was so 'n mooi voorbeeld om te sien dat in die klein dinge kan ons die Heilige Gees aanvoel, in die klein dinge kan ons die Heilige Gees roep. Maar ek wil vanoggend 'n bietjie op tone trap en ek wil kwaai wees. Want ek voel, as dit by die Heilige Gees kom, dan trippel ons op tone en ons is soos, nee, ons wil nie daar gaan nie, want ons is bang, want ons ken nie en ons weet nie. Ek wil vir julle 'n storie verduidelik wat in Esegiel staan. Dit was eintlik die profeet Esegiel wat 'n visioen gehad het. En hy het hierdie groot visioen gehad waar 'n wolk oop gegaan het en die Here fisies met hom gepraat het en hy sê die wolk was so helder dat hy moes afkyk grond toe. Maar dit gaan so. Hy het 'n visioen gehad. Sy visioen was die benadering wat die grondslag vir die Nuwe Testament voorgelê het. Die grondslag wat ek en jy as mens kan toepas vandag. Die grondslag wat beteken dat ons as mens is 'n tempel van die Heilige Gees. Sy profetiese oog het benader dat my en jou hart is die nuwe inwoning vir die Heilige Gees. My liggaam is 'n tempel van God en daarom kan die Heilige Gees in my woon en in my en in jou dinge doen. Die Heilige Gees woon in ons. Wat ek kortliks hier wil verduidelik is dat my en jou liggaam werk soos 'n fontein. As die Heilige Gees binne my bly en binne my is, dan vloei die water by my mond uit, dit vloei by my hande uit, dit vloei by die manier hoe ek loop, die manier hoe ek dinge doen, die manier hoe ek dinge sê, vloei dit uit, want die Heilige Gees werk binne my, soos 'n fontein wat water uitgee. Maar hier kom die catch, hier kom die groot ding. Sodra ons vasgevang word in 'n krisis, of 'n negatiewe ding gebeur met my familie, met my ma se suster, of iets by die werk, of by die skool, gebeur daar 'n negatiewe ding. Of daar gebeur 'n ding wat bietjie jou sonskyn verdof, en dit maak donker. Wat doen ons as mens? Ons soek die eerste knoppie om te sê, tap uit, ek is klaar met hierdie, ek wil nie meer nie, kan ek net huis toe gaan? Kan ek net gaan rustig lê? Kan ek net TV gaan kyk? Ek het nie tyd vir dit nie. Ons stap uit. When the going gets tough, ons stap uit en draai na die wêreld toe. Ons draai nie na die Heilige Gees toe nie. En dit is hoekom ek en jy nie die Heilige Gees so mooi verstaan nie. Want ons verstaan nie wat hy binne ons kan doen nie. Ons verstaan nie wat se krag hy vir ons gee nie. Ons verstaan nie wat se werk hy deur ons kan doen nie.
want ons druk te vinnig die rooi knoppie om te sê ek wil nie meer nie. Ek het 2 goedjies gestuur. Die een is 'n video, dis 'n video van 'n graf en die ander is 'n prentjie. Ek wil net gou hê ons moet na die video kyk. Soos julle gesien het, dit is 'n graf. Dit is 'n graf wat oopgegaan het en die lig het uit die graf uitgekom. Ons tweede prentjie is 'n mens wat worship. Dit is 'n mens wat sy hande in die lug gooi en met die Here praat, met die Here kommunikeer, wat sing. En dit is 'n menslike figuur wat kan bid, Bybel lees, met die Here 'n gesprek hê sonder om in die kerk te wees. Ek gaan bietjie dieper delf en vir julle die verduideliking, die definisie verduidelik van 'n graf. 'n Graf is iets wat lewendig was. Ek beklemtoon, 'n graf is iets wat lewendig was. 'n Tempel is iets wat lewendig is. Ek en jy is lewende wese. Ons is lewendig. Toe ek dit skryf, toe maak dit eintlik my hart 'n bietjie seer. Ek was soos in skok. Ek was soos, "Eina, dit maak seer." Want hoeveel keer sit ek en jy in die verlede vas? En ons is eintlik grafte. Want ons sê die volgende: ek onthou toe ek vir die eerste keer op die tienerkamp vir 'n vreemdeling gebid het. Jy is 'n graf. Ek onthou toe ek vir die man by die vullisstasie wat se kaart nie wou werk nie, vir sy petrol betaal het en dit was 2 jaar terug. Jy is 'n graf. Ek onthou toe ek die juffrou by my seun se rugbywedstryd genooi het om kerk toe te kom. Ongelukkig is hy nou al in hoërskool. Jy is 'n graf. Ek onthou toe ek die eerste keer my hart vir die Here gegee het en ek kerk toe gekom het. Ek het vir 3 maande daarna elke dag my Bybel gelees. Maar nou is my dag te besig met werk en my kinders en kos maak en huis skoonmaak. Ek kry net nie tyd daarvoor nie. Mense, ons word grafte. Grafte wat vassit in religie. Wat vassit. En ek is net hier by die kerk vandag om 'n goeie tyd te hê. Ons is nie meer hier om daardie intieme verhouding met God te hê nie. En ek vandag vra met my hele hart, draai na God toe. Vra vir die Heilige Gees om jou te vul. Vra vir die Heilige Gees om jou te help. Vra vir die Heilige Gees om jou te lei. Ek weet tyd verdruk ons. Ek weet finansies verdruk ons. Ek weet die wêreldse dinge kom en plaas nog meer druk op ons. En dan sit dit nog druk op ons verhoudings met mense. Met ons huwelike en in ons gesinne. En daarom droom ek en jy nie meer nie. Ons het nie meer vooruitsigte nie. Ja, herinneringe van 'n jaar of 2 jaar terug is groter as jou drome vandag. Ek het hier so mooi geskryf dat ons is nie meer Jesus freaks nie. Ons is nie meer, yes, Jesus doen dit, yes, God doen dit, yes, ons het hierdie nie. Ons tree terug en ons sulk en ons sê, oef, dit het nou gebeur. My kar het gebreek. Die pomp by die huis het gegaan. Ons gaan nie meer en gaan bid oor daai kar nie. Ons gaan nie meer en lê by die Here neer en sê, Here, my pyp het gebars, U weet wat in my finansies aangaan, stuur die Heilige Gees, asseblief Here, kom vul my net op, help my om nie moed te verloor nie. Nee, ons gaan staan terug en ons sulk. Ek het hier geskryf,
woorde wat my eintlik geskok het. Ons is makgemaakte, gebalanseerde Christene. Ons sit vas in 'n comfort zone en dit is nie wat die Here vir ons wil hê nie. Hy het meer vir ons bestem. Hy wil meer met ons liggame doen. Hy wil ons tempel verder vat. Hy wil laat ons explode. Hy wil ons laat bars vir sy liefde en sy genade en sy vreugde. Maar ons is grafte wat maandag tot Saterdag vloek en skree en te kere gaan. Ons skel almal uit. Die mens wat voor jou ry, jou man, jou vrou, jou kinders, alles moet net so. Ons haal nie asem nie. Ons haal Sondag ons politoer uit en ons politoer ons liggame en ons trek ons mooi kleedjies aan en ons kom kerk toe en ons kom sit hier met 'n glimlag op ons gesig. Maar van Maandag tot Saterdag breek ons. Want ons weet nie hoe om met onsself te werk nie. Want ons is nie gevul met die Heilige Gees nie. Kerk, dit is nie wat God vir ons wil hê nie. Die Here gee vir ons die Heilige Gees as 'n leidsman, as 'n helper, as 'n advokaat, 'n trooster en 'n beskermer. Dis tyd dat ons die Heilige Gees toelaat om in ons te werk. Ek lees julle uit Johannes 14 vers 25 tot 26. Ek het klaar geraas. Sê dit vir ons. Dit sê ek vir julle. Terwyl ek wag by julle, terwyl ek nog by julle bly en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. So maak vandag daai besluit en aanvaar die Heilige Gees en laat hy deur jou tempel werk. Los gister se dinge by gister en draai na God toe. Vra vir die Heilige Gees om jou te kom vul. Daar's 'n goeie spreekwoord wat sê, vandag se manna is gister se maaiers. Toe ek die ding lees, het ek nie regtig verstaan nie en ek sê, wat is maaiers? En dit verduidelik dit vir my, today's manna is yesterday's maggots. So los gister se dinge by gister en pak vandag aan met vandag. Maar pak hom aan met die Heilige Gees. En gebruik die gids van Galasiërs 5 vers 22 tot 23 wat sê, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wet het niks daarteen nie. Vandag se lewe het niks daarteen nie. Kerk, dit is tyd dat ons weer aan die brand slaan vir die Heilige Gees. Dit is tyd vir ons om die kraantjie in ons oop te draai, sodat God die stuurman kan wees en die Heilige Gees deur ons kan werk. So van julle weet ek is 'n baie eksperimentele mens. So hier is my menslike liggaam. Julle kan sien hoe hy lyk. Partykeer in somermaande bære ons hom in die garage. En dan haal ons hom uit in die winter. En wat gebeur dan? Dan stof ons hom eers bietjie af, soos wat ons Sondag doen as ons kerk toe kom. Stof hom bietjie af. Okay, lyk ons nou lekker skoon, maar hy kan nog steeds niks doen nie. Ek kan nog steeds nie 'n wêreld aan die brand slaan nie. Ek kan nog steeds nie 'n mens se lewe verander nie. Ek is nog steeds dood. Maar kyk hier. As ek die Heilige Gees het wat vuur is en ek vat die Heilige Gees en ek maak my kraantjie oop. En ek steek hom aan die brand. Kan ek die wêreld daar buite aan die brand slaan? Ek kan my straat vuurwarm maak vir Jesus.
Ek kan my werksplek aan die brand slaan vir Jesus. Ek kan my familie gaan verander. Ek moet net sê ja. Ek moet net my lewe na God toe draai, om sê, Here, stuur die Heilige Gees om my nuut te kom vul met die Gees. Heilige Gees, wees my leidsman. Wees my advokaat. As ek vir 'n rukkie aan die brand is, gaan die hele vertrek warm word. En ons almal gaan lekker warm kry. Maar as ek leeg is en ek het niks om te gee nie, gaan die vertrek koud bly. Ons moet ons gasbottels gaan vul. Ons moet by die Here neerkom. Ons moet vir die Here sê, Here, kom vul my op. Kom gee vir my nuwe krag. Die liedjie het so mooi gesing. Come and give me new wine. Make me a vessel. Make me an offering. Ons moet gevul word, kerk. Ons het die Heilige Gees nodig. As ons gevul word met die Heilige Gees en ons is lekker warm, kan ons 'n vertrek warm maak. Na 'n vertrek kan 'n kerk warm word. Na 'n kerk kan 'n dorp warm word. Na 'n dorp kan 'n wêreld warm word. Ek en jy kan 'n wêreld verander as ek en jy met die Heilige Gees in ons werk. Die Gees staan ons ook in ons swakhede by, wat in Romeine 8 vers 26 staan. Die Gees staan ons ook in ons swakhede by. Ons weet nie wat of hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. So wanneer ek en jy die dag af is, dan kom die Heilige Gees en hy tref ons in. Hy maak ons swakheid 'n sterkheid. Hy gee vir ons krag. Hy bou ons muscles op. Nie die wêreld nie, net die Heilige Gees. Ek het vir julle 3 maklike dinge neergeskryf of 3 maklike stappe probeer uitfigure om vir julle te gee wat julle kan help as julle die week ingaan om ons tempel aan die stook te hou. En stap 1 is bly in die teenwoordigheid van God. Bly in die vrug van die Gees. As daar situasies op, raak rustig en kyk. Watse punt het ek vandag gebruik? Het ek vriendelikheid gebruik? Of was ek net totaal en al kwaad teenoor die situasie? Het ek frustrasie uitgeoefen? Of was ek goedhartig? Het ek rustigheid betoon? Of was ek net kwaad? Want as dit kwaad was, dan was dit nie die Heilige Gees nie. As dit rustigheid was, dan die Gees jy kom vul. Nommer 2 is, wees gehoorsaam. Luister as God met jou wil praat. Soms is ons te besig en ons wil alles direk hê, maar die Heilige Gees werk ook op tye indirek. En die Heilige Gees wil hê ons moet rustig raak wanneer hy met ons kommunikeer. Hy kan met ons kommunikeer deur 'n Bybelvers, deur 'n liedjie, deur 'n tipiese mens wat met jou gesels in Pick n Pay. Ek onthou ek het eendag KFC toe gegaan en ek het van kos koop een Vrydagmiddag. En die Here het iets op my hart gedruk wat ek moet doen. En ek het heeltyd my wang gedraai en gesê, Here, nie ek nie. Nie ek nie, Here, ek kan nie praat nie. Nie ek nie. Dat dit 'n wild vreemdeling in KFC op ontdekkers, by Orebyt, moes vat, dat ek die Here moes hoor. En ek moes na hom toe draai. Die Here gebruik mense op verskeie plekke om vir ons iets te sê wat hy wil hê ons moet hoor. En dan moet ons gehoorsaam wees. Jy moet uitstap en jy moet dit doen wat die Here vir jou sê. As jy dit nie dalk glo nie,
bid, vra vir die Here. Here, gee vir my confirmation. Here, stuur vir my nog iemand. Ek weet ek het U gehoor, maar Here, ek is nog bang. En die Heilige Gees gaan kom, en hy gaan weer iemand stuur, om vir jou iets te sê. Maar, as my en jou vuurtjie leeg is, dan gaan ons dit nie voel nie. Ons gaan dink, is nou net weer iemand, wat nou weer iets aan jou wil verkoop, of iets vir jou wil sê, en iets aan jou wil afsmeer. Maar as jou vuurtjie brand, dan gaan jy weet, dit kom van die Here af. Gee jou tempel kos. Hoe doen ek dit? Bid. Ons kerk se plan A is altyd gebed. My huisgesin se plan A is altyd gebed. Ons bid meer as wat ons met mekaar praat, maar dit is ook oké, want ons weet dat as ons saam bid, is ons band soveel sterker. Lees jou Bybel, antwoorde lê daarin. Spandeer tyd in God se woord. Worship. Prys die Here en sê dankie. As ons soms ons hande in die lug gooi, is dit baie keer die enigste manier hoe God kan ontvang, waar ons vir hom sê, Here, hier is ek. Here, ek loof U, ek prys U, ek gee alles vir U. Dit is 'n teken van, I'm giving it all. He is my sacrifice. I'm opening up and I'm saying, Lord, hier is ek. Gebruik my. Sit jou hande in die lug en gee oor. Gaan val op jou vloer in jou kamer by jou huis en gee oor. Sê vir die Here, hier is ek, Here. Kom vul my opnuut. Raak betrokke. Connect. Dis die lekker deel van dit alles. Word betrokke by 'n selgroep. 'n Selgroep is 'n fellowship. Daar bid ons saam, ons huil saam, ons dra mekaar. As die een val, dan tel die ander in jou op. As dit moeilik gaan, hulle bring vir jou die koffie en die suiker en al wat jy gevra het is, Here, help my. En die Here stuur daai mense om jou te help. Kom serve in God se kerk, kom serve in God se woning, kom serve in God se huis. Kom en gee jou tyd. Sê vir die Here, Here, hier is ek. Kom vra vir ons, waar het ons plekke nodig? Waar het ons hulp nodig? En kom serve, kom gee jy tyd vir die Here. Want dit wat ons hier doen ons nie vir onsself nie. Ons doen dit vir God en vir God alleen. En dit is wat ons besef. Is dat as ons hier instap, dan sê ons, Here, I'm a vessel en U gebruik my. Kom serve al die tyd wat jy insit, kan ek vir jou beloof, die Here vir jou gaan kom teruggee in oorvloed. Kom wees 'n helpende hand in sy huis. Ek los julle vandag met die laaste vers, Romeine 15 vers 13 wat sê: Mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Onthou om jou wêreld daar buite aan die brand te steek. Onthou om jou gas oop te draai en vir Here te vra, Here, kom help my. Onthou om vir die mens by jou werk te vertel van Jesus. Onthou om te bid. Onthou om jou Bybel te lees. Onthou om 'n wêreld te gaan verander. Kan ons asseblief ons oë sluit vir gebed? Here, baie dankie dat ons vandag voor U kon kom, Vader, en kom vra dat U ons weer sal kom opvul, Here. Here, ek kom bid en ek kom vra, Vader, vir elke mens wat hier sit vanoggend, Vader, dat U nuwe vuur in hulle sal kom kook, Here. That you will come and make new wine out of them, Vader. Kom help ons kerk om aan die brand te slaan, Vader, want as ons as kerk aan die brand is, Vader, kan ons 'n dorp aan die brand slaan, Vader. As ons 'n dorp aan die brand kan slaan, Here, dan kan ons 'n wêreld verander, Vader. 'n Wêreld met U, 'n wêreld waar U deur ons werk, Here. Here, ek kom vra dat U Heilige Gees se teenwoordigheid ons sal kom vul, Vader, dat U ons sal kom aanraak, Here. Dat U ons sal help om te verander, dear Lord. Come help us to change our ways, Vader. As dit nie van U af is nie, Here, kom breek ons dit af en ons kom vra vir nuwe vervulling van U af, Vader. Ons kom sê dankie dat ons U kan loof en prys in U huis, Here.
Ons kom sê dankie vir al die liefde. Ons kom sê dankie vir die vrug van die Gees wat ons kan gebruik, Vader. Dankie dat U die advokaat vir ons gestuur het, die Heilige Gees, Vader, ons vertrooster, Vader, ons gids, ons help, Vader, ons bron van liefde, het U vir ons gestuur, Here, en ons kom vra, Vader, dat U ons as mens sal help, om hom te gebruik, Vader, om hom te aanvaar, Here, om hom toe te laat, om deur ons te werk, Here, sodat ons kan vuurwarm word vir U, Vader. Dankie dat U lief is vir ons, Here. Ons kom loof en ons kom prys U. Amen.